Kinders van die wêreld, boek 8, die verhale van Suid-Afrika. Die verhaal van Scotty Smith. Een man, van wie die kinders van Suid-Afrika baie verhale hoor, is Scotty Smith. Hy het so baie avonture gehad, dat hy partykeer die Robin Hood van Suid-Afrika genoem word. Sy regte naam was George St. Ledger Gordon Lennox, maar baie min mense ken hierdie naam. Almal praat van hom as Scotty Smith. Hy het uit Skotland gekom, en daar is vertel dat hy koninklike bloed in sy are gehad het. Daar is ook vertel dat hy een keer offisier in die Britse leer was. As jong man het hy na Amerika gegaan, maar hy het later na Europa teruggekeer en in 1870 saam met die Franse teen die Duitsers geveg. Die Duitsers het hom gevange geneem en tot die einde van die oorlog gevange gehou. Kort nadat hy in 1877 in Kaapstad aangekom het, is hy by die grenspolisie aangestel. Maar hy het nie daarvan gehou om bevele te gehoorsaam en altyd op sy pos te wees nie, en daarom het dit ook nie lank geduur voor hy weggeloop het nie. Hy het 'n paar van die polisie se beste perde saamgeneem. Scotty was 'n groot kerel met breë skouers en 'n paar wakker, swart oë. Hy was baie kort af met vreemde mense en het selde baie gepraat met iemand wat hy nie goed geken het nie. Een van sy vriende was die sendeling John Mackenzie, vir wie hy baie respek gehad het. Daar is byna geen einde van die verhale wat van hom vertel word nie. In sy lewe was hy geweersmokkelaar, veedief en padrower. Hy het ook met diamante gesmokkel en omtrent iedere ander misdaad gepleeg wat vir hom avontuurlik gelyk het. Maar almal wat hom geken het altyd gesê dat hy nie eens 'n hoender van 'n arme man sou steel nie. Die groot boere se vee het hy vir sy plesier gesteel. Baie keer het hy mense goed beloon wat vir hom vriendelik was en hom met klein dingetjies gehelp het. Die paar vriende wat hy gehad het baie van hom gehou en baie van hom gedink. Hulle het hom bewonder omdat hy so taai en sterk was en geweet het hoe om daar buite in die veld vir homself te sorg. Hy kon altyd sy pad vind en het die diere en plante van die veld goed geken. Dikwels het hy gemaak of hy 'n konstabel, 'n soldaat of 'n magistraat is. Hulle sê hy het een keer gemaak of hy 'n Basotho was en niemand het agtergekom dat hy in werklikheid 'n wit man was nie. Wanneer hy 'n kans vir avontuur gesien het, kon hy dit nie weerstaan nie. Dikwels wanneer mense na hom gesoek het hy na hulle gegaan en aangebied om hulle te help soek. Dan het hy net sy kans afgewag om hulle perde te steel en te verdwyn. Daarna moes die soekers dan myle stap. As daar een soort man was wat Scotty Smith nie kon verdra nie, was dit 'n groot prater. Wanneer hy by so 'n man gekom het hy altyd uit sy pad gegaan om hom te wys dat hy glad nie 'n wonderlike man was nie. Een tyd is 'n prys van 500 pond uitgeloof vir die man wat Scotty Smith vang of doodmaak. In die Kalahari het die beeste van 'n boer weggeraak. Hulle het gesê dit was Scotty wat die beeste gesteel het en hulle het gesweer dat hulle sou soek tot hulle hom kry en hom dan sou doodmaak. Toe het hulle begin en daar lank sy spoor gevolg. Maar Scotty het die wegkruipplekke en die kort paadjies van die veld baie beter as hulle geken en kon baie beter skiet as die meeste ander mense. Die mense het die boer en sy seun nooit weer gesien nie. Scotty is deur die polisie gevang en van moord op die twee aangekla en voor die hof gebring. Maar niemand kon bewys dat hy die twee manne doodgemaak het nie en hy is weer vrygelaat. Die geheim van wat met die twee manne gebeur het, lê verberg onder die sand van die Kalahari.
Een aand het Scotty moeg en vuil op die eensame plaas van 'n arm weduwee aangekom en gevra of sy vir die nag plek het vir hom en sy perd. Maar hy het nie gesê wie hy was nie. Die weduwee was baie bly om hom daar te hê. Sy het gesê dis goed dat daar die nag 'n man slaap, want sy het gehoor dat Scotty Smith daar naby gesien was en sy was baie bang. Sy het net 'n paar beeste gehad, en wat sou van haar word as Scotty Smith haar beeste steel? Wees maar gerus, sê Scotty. Ek sal sorg dat Scotty Smith niks aan jou doen nie. Hy het gaan sit en goed geëet en die nag daar geslaap. 'n Paar dae later het 'n plaasjong daar aangekom met 10 pragtige verse. Hy het die vrou 'n brief gegee waarin gestaan het dat die beeste 'n geskenk was van Scotty Smith wat sy so gasvry in haar huis ontvang het. Eendag was daar 'n groot veeveiling op Kimberley. Naderhand moes die mooiste perd van die dag verkoop word. Scotty Smith het gesê hulle moes hom kans gee om gou op die plein te ry om te sien of dit 'n goeie perd was. Hy het op die perd geklim, eers op 'n stappie gery, toe 'n gang en toe 'n galop. Toe die perd om die verste draai verdwyn, het hy geloop so hard as hy kon. Die afslaer sê toe vir die baas van die perd, daar gaan Scotty Smith met jou perd. Die hemel weet of jy ooit jou geld sal kry. Maar Scotty het altyd sy skuld betaal. Al het hy die winkels en hotelle partykeer baie lank laat wag. 'n Ruk later het hy in Kimberley aangekom, na die afslaer gery en hom 'n goeie prys vir die perd betaal. Scotty Smith het altyd daarmee gespog dat hy uit enige tronk kon kom. Een keer was daar weer 'n prys uitgeloof vir die man wat hom sou vang. Toe sê hy vir een van sy vriende, kom, neem jy my nou tronk toe en dan gaan vra jy die prys. Ek sal sorg dat ek gou weer uit die tronk kom. Die vriend het die prysgeld gekry en 'n paar dae later was Scotty Smith weer by hom. Hy het die bewaarder se aandag afgetrek met 'n storie wat hy uitgedink het, en toe hulle weer na hom soek, was hy weg. In die Eerste Wêreldoorlog het hy in Suidwes-Afrika generaal Botha se lewe gered. Scotty was in die oorlog 'n spioen van generaal Botha. Hy was goeie vriende van Hottentotte en Boesmans wat hy goed geken het. By hulle het hy gehoor dat die Duitsers 'n plan gehad het om generaal Botha te vang wanneer hy weer ver voor sy soldate uitry, soos sy gewoonte was. Toe het Scotty met 1 offisier en 8 Hottentotte vooruitgery om generaal Botha op te pas. Toe die son ondergaan, was generaal Botha met 'n paar man omtrent 3 myl voor sy kommando. Skielik het Scotty met sy perd stilgehou en sy een hand bokant sy oë gebring, om hulle te beskerm teen die son wat laag bo die aarde gehang het. In die verte het hy 'n aantal perderuiters gesien wat op 'n vinnige galop gery het. Hulle kon niks anders as Duitse soldate gewees het nie, en daar moet omtrent 50 gewees het. Daar was nie tyd om generaal Botha te waarsku nie. Scotty het begin jaag, so vinnig as hy kon, en vir sy manne geskree om te kom. Hy het 'n wye draai gery en agter 'n heuwel gekom, waar die Duitsers hulle perde nie kon sien nie. Hy het sy manne beveel om van hulle perde te klim. Hulle het agter die heuwel geskuil en met hulle gewere plat gaan lê toe die Duitsers 'n paar 100 tree van hulle was. Skiet, het Scotty Smith beveel. Skiet, skiet, skiet. Hy self het skote afgetrek, so vinnig as hy kon laai en korrel vat. Dit was vir die Duitsers heeltemal onverwags. Hulle het gedink dat daar 'n groot mag van generaal Botha se troepe in die koppie was, en hulle het gevlug so vinnig as hulle perde kon hardloop. Omtrent 10 van hulle het dood of gewond agtergebly. Toe dit verby was, het Scotty weer stil met sy werk voortgegaan.
Generaal Botha het nooit gehoor hoe na hy daardie dag aangevaar was nie, want Scotty het nie groot gepraat oor wat hy gedoen het nie. Die wit man wat die dag saam met hom was, Clement Handley, het die verhaal later vertel. Toe Scotty nie meer jonk was nie, het hy met Sarah van Niekerk getrou. Toe het hy opgehou om rond te swerwe en op sy klein plaasie naby Appington gaan woon. Daar het hulle kinders grootgemaak en Scotty het heeltemal 'n ander mens geword. Miskien het hy tog na die vrye lewe in die Kalahari terugverlang, onderwyl hy daar hard moes werk om genoeg te hê om van te lewe, want hierdie man het die groot woestyn beter geken as enige ander wit man voor of na sy tyd. Hy het in sy jong dae na die Kalahari gevlug nadat die lewe in die Kaapkolonie en die Vrystaat vir hom te gevaarlik geword het oor sy perdestelery en ander onwettige dinge wat hy gedoen het. In die Kalahari het hy die harde en gevaarlike lewe van 'n jagter gehad. Maar hy was 'n vry man wat nie deur ander mense gehinder is nie en hy het daardie geheime van die woestyn geleer en ook geleer om in daardie harde en armoedige land te lewe. Hy het vriende gemaak met die Boesmans en Hottentotte, vir wie hy 'n held was, omdat hy so goed kon skiet en vir niks bang was nie. Van die stamme het hom gevra om hulle hoofman te word, maar hy wou dit nie doen nie, want in daardie dae kon hy nooit lank op een plek bly nie. Hy moes altyd aan die beweeg bly in die groot Kalahari, wat sy speelveld was.